Jy sal onthou, ons het verlede week gesels oor genade en barmhartigheid en die twee kante van God se liefde. En ek herinner jou sommer net weer, wat is barmhartigheid en wat is genade? Met ander woorde in Engels, die mercy and grace. Nou, barmhartigheid is wanneer God ons nie straf vir iets wat ons verdien het. Dit is sy medelee en sy vergifnis. Genade is wanneer God ons seën met iets wat ons nie verdien nie. Dit is sy guns en sy vrygewige liefde. Het is my lekker om weer saam met jou te kuier op die Trinity Truth op Radio Fynbos, en ek hoop dat hierdie woord wat ek bring vir jou kragtig sal aanraak. Ons het dan ook gesels oor die verlore seun en wat hy by die pa gekry het toe hy teruggekeer het huis toe. So ons weet ons nou dat die verlore seun sy vader se huis verlaat, op soek na 'n beter lewe. Hy verkoos sy erfdeel en beland in armoede, omdat hy daai greedy was, verskoon die Engelse woord. En dit is 'n teken van hoe die wêreld ons laat leeg voel. Daai gat in jou hart wat jy so vul met die wêreld se goed. En dan kom die Heilige Gees en hy ons oortuig ons van die toestand van ons harte en hy bring ons tot inkeer. Soos wat die verlore seun, ek kan gerus bietjie weer daar gaan lees, Lukas 15 vers 11 tot 32, gaan lees 'n bietjie weer in jou stilte tyd, laat die Heilige Gees dit vir jou persoonlik maak op jou eie lewe ook. Maar dan die terugkeer, absoluut nie die werk van die Heilige Gees. Soos wat die Here ons oortuig het, dat die seun oortuig om te besluit om sy trots in sy sak te steek en terug te keer. Met ander woorde, om te reageer op die roepstem van die Here, die herder. En dan lees ons in die woord dan ook, die Vader hardloop na hom toe. So God wag nie net vir ons om onsself reg te kan maak voordat hy ons ontmoet nie. Hy kom en hy hardloop ons tegemoet. En ons het ons nou net klaar gemaak met die Pinkster, 50 dae. So Pinkster is die vervulling ook van hierdie belofte, want die Heilige Gees bring ons terug na God toe en maak ons nuut. En dan die kleed, wat sy vader vir hom gegee het, was 'n simboliek van regverdigheid en herstel. Want dit reinig ons. En ons kom weer in die plek in van geregtigheid, omdat Jesus Christus vir ons gesterf het. En daai kleed is ook daai herstel van die amp, eintlik waarvoor God jou geroep het voor die grondlegging van die aarde. Dit verwys ook hoe God ons beklee met sy geregtigheid, wanneer ons na hom terugkeer. En dan die bruilofsmaal van die lam, soos Openbaring 19 vers 8, is die fynste linne 'n teken van die geregtigheid van die heiliges. Dit is wat die kleed aanbetref. Ons kyk na die ring. Dit is 'n seël van gesag. Dit verteenwoordig verbond, gesag en die identiteit. Onthou jy, Josef kry 'n ring by Farao, seelring. Want dis ook 'n simbool vir ons van die Heilige Gees wat die gelowiges ontvang, soos in Efesiërs 1 vers 13. Dit dui op God se bevestiging van sy kinders as erfgename van sy koninkryk. En dan die feesmaal, dui op die vervulling van oorvloed.
teken van vrede en oorvloed in God se teenwoordigheid. Sê daar in Psalm 23 vers 5, U dek vir my 'n tafel. En hy verwys ook na die bruilofsmaal van die lam as die finale vervulling van God se beloftes. Jesus gebruik die feesmaal as 'n beeld van die koninkryk van God en die uitnodiging tot verlossing. Hy vetgemaakte lam wat geslag is, baie diep simboliek. En dit is van met 'n simbool van fees en vrede. In Lukas 15 vers 23 word die vetgemaakte lam geslag as deel van die feesmaal vir die verlore seun se terugkeer. Dit dui op die oorvloedige vreugde, die viering van herstel, die Vader se genade en liefde vir sy kind wat teruggekom het. Die Vader se genade. Onthou jy, genade is dan die seën wat ons kry, wat ons nie verdien nie, die Here se guns, sy vrygewige liefde. Hy vetgemaakte lam is ook 'n simbool van die offer en verlossing. Beeld Christus uit as die offerlam van God, soos in Johannes 1 vers 29. En in die Ou Testament was die paaslam geslag as 'n teken van verlossing vir Israel. Kan nou gaan lees in Eksodus 12 vers 3 tot 13. Maar Jesus kom en hy vervul hierdie simboliek deur sy offer aan die kruis vir my en vir jou. As die vetgemaakte lam dan ook die simbool van verbond en dan dat ons ingesluit is by God se koninkryk. Aan die woord, ons kan eet soveel as wat ons nodig het, want die geslagte lam, soos in Lukas 15 dui op, ingesluit by God se koninkryk. En omdat Jesus die lam geslag vir ons geword het, word die verlore seun nie net terug verwelkom nie, maar volledig herstel. Is dit nie wonderlik nie? Volledig herstel. Met ander woorde, jy kom nie net in jou vader se huis, en dan moet jy vir 10 dae daar in 'n hoekie gaan sit en jy gestraf word nie. Dit weerspieël hoe God ons nie net vergewe nie, maar ons ten volle in sy koninkryk herstel. En dan is die vetgemaakte lam ook 'n simbool van oorwinning. In Openbaring 5 vers 6 word Jesus as die geslagte lam beskryf, maar hy staan lewend en oorwinnend op. Dit wys dat sy offer nie 'n nederlaag was nie, maar die hoogste oorwinning oor sonde en dood. En dan die oudste seun, baie ongelukkig, nee, die genade was vir hom uitdagend geweest, want die oudste seun verstaan nie die genade van die Vader nie, net so sommige mense skepties was oor die uitstorting van die Gees. Pinkster wys dat die Heilige Gees vir almal is, nie net vir diegene wat altyd getrou was nie, maar ook vir diegene wat terugkeer. Die Vader sê, alles wat ek het, is joune. Dit is 'n beeld van die oorvloed van die Gees. So ons het oorvloedige, volle toegang tot God se beloftes. So hoe kan ons hierdie bietjie prakties in ons lewe, die wegbreek en die bekering van die verlore seun? Kom ons kyk bietjie in ons eie lewe. Jy weet, ons almal het tye waar ons wegdwaal. Dalk is jy nou op daai plek. Dalk is jy nie seker as ek nou my oë toemaak, waartoe gaan ek nie? Die woord van die Here sê vandag nog, nie oor wat jy gedoen het nie, maar oor wat die Here vir jou gedoen het. Dalk is jy daar oor verkeerde besluite, oor wêreldse begeertes, of geestelike afvalligheid. Ja, die Heilige Gees oortuig ons van sonde, soos Johannes 16 vers 8, en bring ons tot wedergeboorte. Ons moet leer om God se stem te herken, en terug te keer na hom toe, net soos hy verlore seun. Miskien jy wil vir my sê op hierdie oomblik, hoor, ek moet terugkeer, as geen beter tyd is nou nie.
Here te sê, Here, ek het droog gemaak en ek wil huis toe kom. En dan die kleed en die ring, moenie vergeet van die sandale nie. Dis ons nuwe identiteit in Christus ook. Ons kleed, of die kleed, ons moet bewustelik lewe as mense wat deur Christus gereinig is. Dra daai kleed van, ek is skoon gewas. Beteken om sonde af te lê, klaar te maak, en in regverdigheid te wandel. Hoor jy wat ek sê? Dit beteken om sonde af te lê, klaar te maak, en in geregtigheid te wandel. En die ring, wil jy nie op hierdie oomblik daai ring aantrek nie, want ons moet ons gesag in Christus verstaan, en met vrymoedigheid leef as erfgename van God, wie hy is vir ons. Dalk wil jy op hierdie oomblik hy sandale ook aantrek, want ons moet die evangelie uitdra, en ons roeping uitleef, en dit beteken om aktief te wees in bediening, en nie net toeskouers te wees nie. Weet die verdwaalde siel daar op die strand, die een wat jou pakkies kar toe dra, die kollega saam met jou by die werk, kan hulle sien, dat jy die kleed aan het, die ring, die sandale, en ek wil amper vir jou vra, kan hulle sien die vettigheid van die lam wat jy geëet het, hier om jou mondhoeke, en dan die feesmaal, die gemeenskap en die vreugde en die gees. Ons moet gemeenskap met ander gelowiges opsoek. Dit is belangrik, byeenkomste, die kinders van die Here. Hoekom? Die Here praat elkeen met ons in 'n spesifieke, unieke manier, sodat ons mekaar kan bemoedig, sodat ons mekaar kan aanmoedig, dat ons vir mekaar kan bid, sodat ons vir mekaar in die oë kan kyk, ons vir mekaar kan help om klaar te maak, met dit wat ons terughou in die lewe in sonde, in liefde. Ons moet vreugde vind in God se teenwoordigheid, nie net in goeie tye nie, maar ook in uitdagings. Ek het al baie ook gehoor dat dit in die middel van die storm is die stilste, vreugde vind in die midde van die uitdagings. Here, ten spyte van wat om ons aangaan, weet ons in vreugde, Here, alles gaan goed uitwerk vir ons wat U liefhet. En ons moet deel wees van die liggaam van Christus deur gemeentelewe, aanbidding en diensbaarheid. As ons nie uitgaan vir mense gaan wys wie die Here is en wie gaan dit doen? Die praktiese gedeelte van die vetgemaakte lam, Christus se offer en ons oorwinning. Ons moet leef vanuit die oorwinning van Christus, nie net in skuldgevoelens oor die verlede, maar in die nuwe lewe wat hy ons gegee het. As die Here jou vergewe het, hoekom sit jy nog met skuldgevoelens? Dalk is hierdie die oomblik wat jy jouself ook net moet vergewe, dat jy genade vir jouself betoon, so wat die Here vir jou betoon. Dis maar die Heilige Gees toelaat om ons te lei. Hy is ons kragbron vir 'n lewe van oorwinning. En dan moet ons getuig van sy groot genade, soos die verlore seun se herstel getuienis was vir sy familie, moet ons ook ons eie storie deel. Daai van, ek was daar, maar ek is nie meer daar nie. God se genade is vir jou genoeg, dat jy kan klaarmaak
Die oomblikke waar jy daar in die varkhok sit en pele eet het, daar's soveel meer vir jou. En dan die oudste seun, die uitdaging van genade. Ons moet nie jaloers wees op ander se geestelike groei nie, maar vreugde vind in God se genade van almal. Ons moet nie wetties wees nie, maar die vryheid van die Gees verstaan. God se genade is vir ons almal. Dis vir die persoon teenoor wie ek gesondig het, en ook vir die persoon wat teen my gesondig het. God se genade is vir almal. Ons moet leer om ander te vergewe nie net soos die oudste seun verbitterd wees nie. Laat die Heilige Gees jou oortuig van wat is dit wat jy nog moet klaarmaak mee, sodat jy kan leef in jou identiteit as iemand wat bekleed en verseël is en herstel is. Sodat jy vir die kan gaan wys wat soekend is. Sodat jy kan gaan vertel vir mense van die voltooide werk van Christus, krag van sy Gees. God se genade is vir almal. Kom ons sluit die oë. Here, so baie dankie vir u onmeetbare liefde. Here, daai liefde wat ons kom haal by plekke waar ons nie moet wees nie. Dit is te groot om te besluit. Dit is te groot om te verstaan. Here, dankie dat u ons van ver af sien, na u toe hardloop. Dankie dat u ons bekleed met geregtigheid. Here, dankie dat u ons verseël met die verbond. En dankie dat ons in 'n feesmaaltafel kan gaan aansit wat u ons persoonlik nooi. En Here, ons kom op hierdie oomblik want ons harte smag na 'n diep teenwoordigheid van u. En ons erken ons tekortkominge. Ons afdraai paadjies. Die Here, dankie dat u liefde ons nader trek aan u. U wat die lam geslag is. U wat ons 'n nuwe lewe gee. U wat ons reinig met u bloed. U wat die offer geword het om ons te herstel. Dankie Here dat u ons nie net vergewe nie, maar u bring ons volledig in die koninkryk van God, waar alles wat u sin is, ons sin is. Dankie vir die kleed en die ring en die sandale, Here. Here, ons kom net weer en ons gee weer ons harte vir u. Ons lewens vir u, ons toekoms vir u, ons besluite vir u, ons drome vir u. En ek wil sê, Here, kom Here Jesus, kom. En daai plek in ons hart waar ons nog so dors en droog is. Dankie Here dat die genade vir ons genoeg is en ook vir die mense wat ons seer gemaak het, ook vir die mense wat ons te nagekom het. Ons eer U in Jesus naam. Amen.